So ons kyk nou na Johannes hoofstuk 17, waar Jesus bid en sê verheerlik u seun, en dan sê hy verheerlik my by u self, vers 5, met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. So hy praat van heerlikheid hierso. En dan sê hy, en alles wat myne is, vers 10, alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. Dan gaan hy verder aan, vers 22. En ek het hulle, so hy bou hierdie gebed op, na Mikpunt toe, vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee, hulle, die disciples, die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Sy mikpunt is dat ons sy heerlikheid kan deel. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Al wat ek weet is, dit is iets absoluut wonderlik wat vir ons wag. Vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. So jy kan sien, van voor die grondlegging van die wêreld was hier 'n plan al klaar beraam. Voor die skepping, voor mense gemaak is, het God al klaar 'n plan gehad. Mense wil hê wat sy heerlikheid sal deel. Wow. Wow. Nou, kyk ons bietjie na Romeine, hoofstuk 8. En hierdie is 'n lang Bybelstudie wat ure kan aangaan. Daar's so baie skrifte, is 'n geweldige groot Bybelstudie. So ons gaan net kyk hier en daar na so opsomming van hierdie lering. Romeine hoofstuk 8 en ek lees van vers 16. Romeine 8 vers 16, die Gees self betuig saam met ons gees dat ons die kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Sien, daar's 'n erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. So ons erf saam met Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So hierdie verheerliking is 'n erfenis wat ons saam met Jesus deel. Dis waarvan hy praat. Vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar word nie. So, hulle deur geweldige lyding gegaan, baie, wel, in die eerste paar honderd jaar van die Romeinse Ryk was omtrent 10 miljoen gelowiges doodgemaak. En op die verskriklikste manier was hulle gemartel. En tog sê Paulus hierso, die lyding wat ons gehad het, kan glad nie vergelyk met die heerlikheid wat kom nie. Wanneer ons in daai heerlikheid is die lydinge absolute pinpriek, is niks nie, dis van geen waarde nie, is daar agter, want die heerlikheid oorskadu alles. Vers 19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die hele skepping wag vir ietsie wat moet gebeur. En daai iets het te doen met ons. Die heerlikheid wat die Here vir ons wil gee, die afsluit van dood, afsluit van alles. Jesus sê in Openbaring, hy sal al die trane afvee. Alles wat derglik is, sal weggedoen word. Alles sal mooi, mooi, mooi wees. En die hele skepping wag daarvoor. Die voeltjies, die diere, die grond, die hemele, die sees wat so vol besoedeling is. Daar gaan kom 'n tyd waar alles daai skoongemaak is. Vers 20, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie,
maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop, daar kry mense die woordjie hoop, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot vryheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. So, die verganklikheid is ietsie wat gebeur het by die tuin van Eden, toe Adam en Eva gesondig het. Die dood het ingekom. Verganklik, dinge vergaan, dinge verouder, hulle gaan weg. En dit is, die hele skepping kan nie wegkom daarvan nie. Dis verganklik, alles gaan dood, alles verteer, alles gaan weg. Maar dis 'n slawerny wat oor hulle gekom het. Maar die hele skepping wag tot die vryheid. Vryheid van daai slawerny, van verganklikheid, van die dood. Vir die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou. As jy barensnood het, dames, wat gaan net nou gebeur? Childbirth. 'n kind gaan gebore word. 'n kind gaan gebore word en dit is pynlik. Ek was al by, ek het dit nog nooit ervaar nie. Maar ek was al by met Mandy. Die oomblik wat daai kindjie in Mandy se arms gesit word, is daar net 'n vreugde en ietsie wat so mooi is, dat daai hele pyn altyd alles vergeet is. Net die mooi daarvan. En so die hele skepping is in barensnood. Dis besig om te wag vir die geboorte van 'n kind, as te ware. Die vrymaking, die heerlikheid waar Jesus ons gaan vul met sy heerlikheid. En ons gaan net nou nog 'n skrif kyk daarna. En daai skrif is in Numeri, hoofstuk 14. Ou Testament, Numeri, hoofstuk 14. Die Here praat met Moses. Ek gaan nou nie die hele ding gaan nie, maar ek wil net een versie daar kyk. Numeri 14 vers 21. Dit sê: maar so waar as ek leef, die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word. Ek dit weer lees. Maar so waar as ek leef, dis die Here wat praat. Die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word. The whole earth shall be filled with the glory of the Lord, sê die Engels. Kan jy dink die hele aarde so vol wees van die heerlikheid van die Here, dat die son se helder skyn sal niks doen nie. In die Openbaring sê dat daar sal nie dag en nag wees nie, geen nag nie, want alles sal dag wees, want al is die son en maan en sterre daarso, hulle sal geen effek hê op die aarde nie, want die aarde self sal skyn met 'n heerlikheid groter as die son. Wat is God se heerlikheid? Wow. Ja. So, dis wat wag, dis God se belofte. En dit is in Numeri reg daar in die wet, in die Ou Testament is dit geskryf. Sodat ons 'n hoop kan hê. En ons dan Romeine gelees van die hoop. En hy praat daarso van hoop. Vriende, dit is ons hoop. En is belangrik dat ons verstaan wat ons hoop is, want ons is besig die hele tyd om vorentoe te beweeg in die rigting van daai hoop. Daai hoop gaan kom. En soos ons lewe en so aan, daar's 'n plek wat sê from glory to glory. Ons groei in daai, maar daar's gaan 'n tyd wees wat ons in die volheid van daai hoop sal wees. Nou kom ons gaan nog 'n bietjie terug na Exodus. Exodus, tweede boek van die Ou Testament. Hoofstuk 33. Exodus hoofstuk 33. Vers 9. Dit sê daarso, en as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek hy met Moses.
Vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Dis Ou Testament. Is dit nie mooi nie? Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. In ander woorde, Josua het saam met Moses in die tent gegaan. God het met Moses gepraat, maar Josua het in die teenwoordigheid van daai heerlikheid gesit, en hy wou nie uitgaan nie. Moses gaan uit om sy besigheid te doen, Josua bly net. Geen wonder Josua is gekies vir die volgende leier. Hy het 'n verlange gehad, 'n liefde om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Nou, lees ons bietjie verder. Moses bid vir die vergifnis, want die Israeliete het 'n goue kalf gemaak, terwyl die heerlikheid van die Here op die berg is, het hulle goue kalf gemaak en dit aanbid, en nou bid Moses dat God Israel sal vergewe. Vers 13, as ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat die genade in u oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. Sê Here, hierdie mense het verkeerd gedoen, maar hulle is nog u volk. Vergewe hulle asseblief. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy, dis Moses vir hom, God, as u nie meegaan nie, self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. If you don't go with us, we don't go. Is dit nie mooi nie? As u nie saam gaan nie, wil ek nêrens gaan nie. Vers 16, want waaraan sou dan bekend word dat die genade in u oog gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So sal ons en u volk onderskei wees van elke volk wat op die aarde is. So is net wanneer God saam met ons is, dat mense sal kan onderskei, hierdie mense is God se volk. Gaan asseblief saam. Vers 17, toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Dan vra Moses hom, vers 18, laat my tog u heerlikheid sien. So terwyl God in 'n wolkkolom afgekom het oor daai tent en met Moses gepraat het, het hy hom nie gesien nie. Hier vra hy, ek wil u sien, ek wil u heerlikheid sien. What a question, huh? Wat 'n vraag, wat 'n versoek, ek wil u heerlikheid sien. Ek moet sê, toe ek hierdie dinge begin verstaan, die vroeë 1980s, het ek begin daai vraag vra, Here, ek wil u heerlikheid sien. Ek verlang daarna, daai volle heerlikheid te sien. Vers 19, maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan, en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek wil ontferm. Verder sê hy, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Net om God in sy alle heerlikheid te sien, ons as mens kan dit nie doen nie, ons sal sterf. Dit is so groot. En tog bid Here, bid Jesus aan sy Vader, Vader, gee hulle die heerlikheid wat U vir my gee. So daar is 'n tyd wat kom, wat ons daai volle heerlikheid sal sien. Maar hy sê, geen mens, soos wat ons nou is, kan daai volle heerlikheid sien nie. Vers 21, ook het die Here Jehova gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het, en as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie.
So hy gee dit vir Moses en dis wat gebeur. Hy sit vir Moses in 'n kraak in daai rots. Ons praat van Jesus as die cleft in the rock. Hy is die rots, maar wat gekleef is vir ons. Daar's 'n klomp liedjies wat so geskryf is. Hy beskerm ons, maar hy hou ons. Die Here gaan verby, hou sy hand oor Moses, dat hy nie kan sien, hy gaan verby. Toe hy verby gegaan het, toe haal hy sy hand weg. Toe kan Moses vir die Here van agter af sien, maar nie sy volle aangesig nie. So, nou lees ons in hoofstuk 34, vers 29, waar Moses nou na hierdie ervaring op die berg afgekom het, om na die Israeliete te gaan in die kliptafel, die wet vir hulle te gee. Vers 29 sê, en toe Moses van die berg Sinaï afdaal, die 2 tafels van die getuienis was in die hand van Moses, toe hy die berg afdaal, het Moses nie geweet, dat die vel van sy gesig geblink het, omdat hy met hom gespreek het. So hy het net die agterkant van Jesus, van Jehovah gesien, en vir ewig, vir die res van sy lewe, het sy vel so geblink, dat mense nie daarna kon kyk nie, soos die son geblink. Een ervaring met die heerlikheid van Jesus, van God, het hom radikaal verander, tot die dag van sy dood toe. Dink as ons gesigte so helder moet skyn, waar ons stap, waar ons wandel, in die werksplekke, waar ook al, as ons gesigte so moet skyn, maar daar is 'n heerlikheid wat ons kry, maar daai volle heerlikheid kom nog. Kom ons gaan na Nuwe Testament, 2 Korintiërs, en ons lees van vers 7. Nou skryf Paulus hierso oor daai insident van Moses op die berg en die heerlikheid van die Here. Hy sê, en as die bediening van die dood met die letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. En ons is in 'n plek van die bediening van die Gees, wat groter dinge spreek, as wat Moses gespreek het. Vers 10, vers 9, want as die bediening wat veroordeel heerlik was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat heerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. So daai was 'n heerlikheid, maar daar kom 'n alles oortreffende heerlikheid. As wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het. Hier's weer daai woordjie hoop. Dis ons hoop. Ons is op pad na 'n heerlikheid wat geweldig is. Dis ons hoop. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses wat in bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard. So dan was Moses het 'n sluier oorgesit, laat die Israeliete, want kyk, die Israeliete het weghardloop van hom. Die heerlikheid was te veel, so sit hy 'n sluier oor. Nou sê dit in vers 14, hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament, die wet, dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor die hart, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. So, as 'n mens doelgerig teestaan en nie dit wil hê nie, en nie daarvoor soek nie, en soos die Israeliete terug wil keer na die gode van Egipte en so aan, dan kom daar 'n bedekking
wat jou oë toemaak vir die wonder van die heerlikheid van God. En daai bedekking word eers afgehaal in Christus, wanneer ons Jesus aanvaar. Dis wanneer daai bedekking weggehaal word. En as ons bietjie verder lees, vers 17, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesigte, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. In ander woorde, wanneer ons daai bedekking van ongeloof afhaal, dan is ons op 'n pad na heerlikheid. Van heerlikheid na heerlikheid. Van een openbaring na ander. Van een glory na ander glory. Ons is besig die hele tyd om te groei, en dis die groeiproses waarvan ons nou praat hierso. Ons is besig met 'n absolute wonderlike ding, en die hoop wat voor ons gestel is die volle heerlikheid waartoe Jesus ons nooi om deel te wees. Nou kom ons kyk na nog 'n versie in 2 Tessalonisense. Dis in die vroeë 1980s wat ek hierdie versie ontdek het, en dit het so baie vir my beteken. 2 Tessalonisense 2 vers 14, Paulus praat hierso, ons lees van vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word. Die Here bemin word, hy bemin ons, soos 'n bruidegom en bruid, dat God julle van die begin af verkies het. Daar's 'n verkiesing, tot saligheid in die heiligmaking van die Gees, en die geloof in die waarheid. So daar's 'n heiligmaking in die Gees, dis 'n proses. Hy het ons gekies daarvan, hy het ons geroep daarvoor, hy bemin ons. Vers 14, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus te verkry. Die Engelse Bybel sê dit so mooi. It was for this that he called us, according to our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. It was for this that you're called. This is your calling, that you'll gain the glory. Dis fenomenaal. Hierdie is ons roeping. So dit is waar daai vers wat sê from glory to glory. Ons is op 'n pad van ja. Ek wil net hierdie vasstel in ons harte, want hierdie is die kern van hierdie les vanaand. It was for this that he called you. Jou roeping is vir hierdie doel. That you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. En Jesus self het gebid, Here, Vader, gee hulle die heerlikheid wat U vir my gegee het. So ons dit kan bevestig. Jesus het daarvoor gebid. Hy wil hê, dis sy doel, dis sy verlange, dat ons daai erfenis saam met hom sal deel, dat ons saam met hom verheerlik sal word. Dis vir my verskriklik mooi in Engels, vers 13, ek lees van die New American Standard, dit sê, but we should always give thanks to God for you, brethren, beloved by the Lord. Is dit nie mooi hoe Paulus aan die Tessalonisense skryf nie, maar ons kan dit vir onsself ook neem. Give thanks to God for you, brethren, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. And it was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ.
So ons sien daar is goed waarvoor ons gekies is from the beginning, from the as ek het nou soos wat Henry gesê het, van die grondlegging van die aarde. We have been chosen for salvation through sanctification by the Spirit and by faith in truth. Dis vir my baie mooi, is pragtig. Daai woord sanctification is 'n werkwoord, is 'n work in progress. Ons is almal 'n work in progress. Ons is iewers op daai pad, maar ons is op 'n pad en die einde van daai pad is verheerliking. Ja, so dis 'n dag vir dag stap hierdie. Dis 'n dag vir dag stap. Daar gaan 'n uiteindelike geboorte wees as te ware, die wederkoms van Jesus waar alles gaan verander. Maar ons is al die pad op pad na hierdie verheerliking. So ek gaan nou net vinnig kyk na nog een boek. Daar's baie versies hieroor en Openbaring praat van die volle heerlikheid en dit is pragtig. Maar ek wil net bietjie gaan kyk na Efesiërs en net 'n paar versies uit Efesiërs wys. Sodat jy kan sien hierdie is 'n absolute tema wat Paulus oor gepraat het en baie dis 'n tema van Genesis tot Openbaring. As jy sien Jesaja hoe hy daarvan praat, die psalms hoe baie keer daarvan gepraat word hierdie heerlikheid. Esegiel praat daarso oor die heerlikheid. Daar's baie. Maar kom ons gaan na Efesiërs en ons gaan met Efesiërs eindig. Efesiërs hoofstuk 1. vers 11. Efesiërs 1 vers 11. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang, daar's daai erfdeel, ontvang het nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, oorkomstig die voorneme van hom, wat alles werk, volgens die raad van sy wil. Hy werk alles, dis hierdie work in progress, hy werk alles volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Dis sy werk wat hy doen. Hy bewerk in ons 'n heiligheid, wat ook al, sodat ons uiteindelik by die heerlikheid kan kom. Okay? Vers 13 praat hy daarso reg aan die einde, dat ons verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Vers 14, wat die onderpand is, van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Nou, ek wil hier so ietsie uitwys, wat vir my so kragtig is amper ongelooflik, maar dis geskrywe. Hy praat van die Heilige Gees, né? As die onderpand. 'n Onderpand is 'n guarantee. Pledge. Wat is 'n pledge? Wat is 'n waarborg? Verloving. Ja, verloving. Ja, dis 'n waarborgheid. Daai verloving, en 'n verloving is 'n mooi ding. Jy gee nie sommer 'n ou hoed vir 'n pledge nie. Jy gee iets wat kosbaar is, wat waarde het. Hy gee die Heilige Gees as die onderpand, as die pledge. Hoe groot is die Heilige Gees? Hy vul alles. Is dit nie? Hy gee sy Heilige Gees as die waarborg, dat hy besig is met 'n werk om ons by die heerlikheid te bring. Wow. Okay, vers 17. Hy bid, vers 16 sê, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle dink in my gebede nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, praat hy van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van die verstand. Ons sien nie sommer maklik, ons het daai sluier oor die gesig, maar hy bid dat ons verligte oë kan hê, dat ons kan sien en verstaan, sodat julle kan weet wat die hoop van die roeping, daar's weer die hoop, en van die rykdom van die heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. Jy kan sien, weer en weer praat hy van dieselfde dinge. Die Heilige Gees is daar
om seker te maak dat ons by die einddoel kom, en daai einddoel is sy heerlikheid. Kom ons gaan aan na hoofstuk 3, weer in vers 14, buig hy sy knie, hy bid vir die Efesiërs. Ek gaan nou nie, daar is 'n pragtige gedeelte, maar kom ons lees dit, vers 14. Hoofstuk 3 vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en die aarde sy naam ontvang, dat hy julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur die Heilige Gees. So daar is die heerlikheid en daar is die Heilige Gees, dat hy dit vir julle mag gee. In die innerlike mens. Gees werk in ons innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met die Heilige Gees ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Ons praat hierso van dinge wat bonatuurlik, bomenslik is. En hy bid dat ons dit sal verstaan. Die dinge wat nie verstaan kan word nie, laat ons dit kan verstaan. Sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Ek het al baie gesê, ek verstaan nie daai versie nie. Maar ek weet dit is ver bo my vermoë of denke, maar dis waar. Dat ons gevul kan word tot al die volheid van God. What amazing calling. Huh? Ja. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid en dink. Net wanneer ons dink, maar is dit moontlik om tot die volheid van God te kom? Sê, aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat julle alles kan bid of dink. Volgens die krag wat in ons werk, die Heilige Gees wat hierdie bewerkstellig. Aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Aan hom die heerlikheid. So die heerlikheid wat hy ons mee wil vul, gee hom soveel meer heerlikheid. Dit is vir hom 'n vreugde om sy heerlikheid met ons te deel. Hy wil dit doen, en dit is tot sy heerlikheid, want hy neem van sy heerlikheid en deel dit met ons. Hoofstuk 4, vers 10, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. God het 'n plan om alles tot volheid te bring, en daai volheid is die volle heerlikheid in die skepping en veral in ons, want die skepping wag vir die kinders van God. Hierdie is absolute wonderlike skrifte. Wel, daar is baie meer, maar ek gaan nou hier so stop, anders gaan hy te lank. Dis baie vir julle om oor te dink, wat ek graag wil hê julle moet wegneem van hierdie, is we are a work in progress. En die mikpunt is die heerlikheid van die Here. En daai werk wat in ons gedoen is, die Heilige Gees in die innerlike mense, die Heilige Gees is besig om met krag bo ons eie vermoëns te werk, om ons na die heiligheid te bring en na heerlikheid te bring. En ja, dit is die hele, as jy so buite kyk na die skepping, die voeltjies en die diere en die plante en die droë Karoo en die droë Boesmanland en so, en alles wag daarso vir die heerlikheid van die Here, vir ons, om by die plek te kom, dat hulle verlos kan wees. En wanneer jy lees van die heerlikheid in die profete, lees jy daar hoe die woestyne, the wilderness will blossom like the crocus, it will blossom profusely. En dit sal sing en dans, en die woestyne sal dit doen. Wat van die res van die aarde, dit alles sal verheerlik word. Die dood sal weggeneem word. Die lam en die leeu sal saam speel. Daar niks sal doodgemaak word nie. Dis heerlikheid. Die dood is nie meer daar nie. So ons wag vir daai heerlikheid. Mag die Here vir ons
help om elke dag van heerlikheid tot heerlikheid te groei. Almal van ons. Mag julle helder liggies wees waar julle gaan. Mag daai heerlikheid nou al skyn.